Jou woord is jou towerstaf, deur Florence Scovel Shinn, gepubliseer in 1928. Die mens se woord is sy towerstaf, gevul met towerkuns en krag. Jesus Christus het die krag van die woord beklemtoon. Deur jou woorde sal jy geregverdig word, en deur jou woorde sal jy veroordeel word. En dood en lewe is in die mag van die tong. Die mens het dus mag om 'n ongelukkige toestand te verander, deur die towerstaf van sy woord daaroor te swaai. In die plek van droefheid verskyn vreugde. In die plek van siekte verskyn gesondheid. In die plek van gebrek verskyn oorvloed. Byvoorbeeld, 'n vrou het gekom vir 'n behandeling vir welvaart. Sy het net $2 ter wêreld besit. Ek het gesê, onseën die $2 en weet dat jy die towerbeursie van die Gees het. Dit kan nooit uitgeput word nie. Soos geld uitgaan, kom geld dadelik in, onder genade op volmaakte maniere. Ek sien dit is altyd chock-en-blok vol, propvol geld, geel note, groen note, pink note, blou note, wit checks, goud, silwer en valuta. Ek sien dit bult van oorvloed. Sy het geantwoord, ek voel my sak swaar van geld, en was so gevul met geloof, dat sy vir my een van haar dollars as 'n liefdesoffer gegee het. Ek het dit nie gewaag om dit te weier en gebrek vir haar te sien nie, aangesien dit belangrik was dat ek die prentjie van oorvloed hou. Kort daarna het sy 'n geskenk van $6,000 ontvang. Vreeslose geloof en die gesproke woord het dit tot stand gebring. Die bevestiging van die towerbeursie is baie kragtig, aangesien dit 'n lewendige prentjie na die Gees bring. Dit is onmoontlik om nie jou beursie vol geld te sien nie, wanneer jy die woorde propvol, stampvol gebruik. Die beeldvormingsfakulteit is die kreatiewe fakulteit, en dit is belangrik om woorde te kies wat 'n flits van die vervulling van die vraag bring. Moet nooit 'n prentjie dwing deur te visualiseer nie. Laat die goddelike idee in jou bewuste verstand flits. Dan werk die student volgens die goddelike ontwerp. Jesus Christus het gesê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Dit beteken dat die mens die waarheid van elke situasie wat hom konfronteer, moet ken. Daar is geen waarheid in gebrek of beperking nie. Hy waai die towerstaf van sy woord daaroor, en die wildernis juig en blom soos die roos. Vrees, twyfel, angs, woede en wrok trek die selle van die liggaam af, skok die senuweestelsel en is die oorsake van siektes en rampe. Geluk en gesondheid moet verdien word deur absolute beheer van die emosionele aard. God se mag kan dinge laat beweeg, maar die mag van God kan nie beweeg word nie. Wanneer die mens kalm en rustig staan, 'n goeie eetlus het, tevrede en gelukkig voel, wanneer dit lyk of omstandighede en dinge teen hom is, het hy meesterskap bereik. Dan het hy mag om die winde en die golwe te bestraf, om toestande te beheer. Sy woord is sy towerstaf, en hy verander oënskynlike mislukking in sukses. Hy weet sy universele voorraad is eindeloos en onmiddellik, en al sy behoeftes manifesteer onmiddellik op die eksterne. 'n Vrou ter see het byvoorbeeld in die oggend wakker geword en die mishorings hoor blaas. 'n Digte mis het op die see gaan lê, met geen sigbare tekens van opklaar nie. Sy het dadelik die woord gespreek. Daar is geen mis in die goddelike verstand nie, so laat die mis lig. Ek sê dankie vir die son. Gou het die son uitgekom, want die mens heers oor die elemente, oor alle geskape dinge. Elke man het mag om die mis in sy lewe op te lig. Dit kan 'n mis wees van 'n gebrek aan geld,
liefde, geluk of gesondheid. Sê dankie vir die son.